Môre mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Nou kyk, vandag gaan ons rations maak. Nou 'n ration is mos nou voor ek dan sê verder gaan met ration, dan is dankie vir alle volgers wat hier so aankom, kom kuier, kom hallo sê. Ek waardeer dit nogal baie. Party van die manne ry nogal ver. Ek hoop nie hulle is teleurgestel is nou vir hom Koos en lewende lywe sien nie, maar in elk geval, dankie mense. Rations. Nou kyk, 'n ration is mos 'n Poolse wors. Ek weet nie hoekom sy naam ration is nie. Ek weet nie of julle gehoor het van die kielbasa, is mos nou 'n Poolse wors. So ration is amper baie na 'n kielbasa. Nou kyk, tyd gelede, paar jaar gelede was ek baie op pad. Nou ons stapelvoedsel ons pad was ration en chips of vis en chips. Nou ration sien ek sommer van ver af. Nou vandag kry jy baie goed in die winkel te koop onder die naam van ration, maar eintlik is dit, kan 'n mens nou maar sê, onderkos. Maar ration, jy moet baie goeie vleis gebruik, soos maar met alles. Jy kan nie, hoe om dit as Janker gesê, jy kan nie goeie wyn met slegte druiwe maak, nou wors is maar dieselfde. Nou ons het nou hier 'n 2 kg vark. Die kilogram het ek nou opgesny, kilogram, en 1,8 kg bees. Hierdie bees is maar effe maar, is 'n veldbees gewees. En dan het ons 700 gram varkspek met die X. Ons het al oor die varkspek gepraat, vir die padvark en hy goed alles. Nou hierdie beesvleis kan jy vervang met wildsvleis, jy kan hom vervang met volstruisvleis. Jy kan nie net bees te gebruik, jy kan die hele ding ook met varkvleis maak as jy wil. Maar ek hou daarvan om die bees 'n bietjie te meng. En dan moet die vleis baie koud, baie koud gevries. Hierdie vleis is semi-gevries. Hy's hoe koud, jy kan amper nie met hom werk nie, maar nou ration is 'n baie lekker ding as jy hom reg maak. Nou hierdie rations vandag gaan nou sien hoe 'n ration regtig lyk. Ons gaan nou die vleis maal. Ek wil net vir hierdie varkie ook 'n bietjie kleiner maak, die meel om kan vat. En dan gaan ons hom stop en ons gaan hom rook. En volgende week gaan ons ration en chips maak. Nou ja, hier is nou ons 5 kg vleis, vet, als deur mekaar so 'n spysebuise. Nou kyk ons het 100 gram sout. Dan gaan hy. Gebruik organiese sout as jy kan. Pansout, pansout gekoop het. En dan het ons so 15 gram fyn gemmer. Nee. 20 gram swart peper. Dis nou al so 5 kg. Mense kry nou 'n klaar ration mix op, maar ek wil daar nog meer raak om my in te maak. Okay. 25 gram bruinsuiker. Geel suiker in hierdie geval. 25 gram eiepoeier. Dan het jy self die eiepoeier gemaak. Alright. En dan het ons 25 gram fyn koriander. Alright. En dan het ons so 25 gram knoflook. Hierdie knoflook kom hier van my buurman af, hieronder. Hy plant dit self, sy vrou maak knoflook in. Baie goeie gehalte knoflook. En dan is ons kardemom. Kardemom gee nou 'n mens koop hom so 'n puurtjie so pit. 'n breekie pit ook dan so 'n fyn saaitjies in. Om dit nou so vars. Okay, die kardemom is omtrent so 1 teelepel, so 5 gram. Dan gaan hy, dit is nou wat nou 'n ration sy smaak. En dan het ons so 20 ml mosterdsaadjies. Alright. Nou gaan ons vir hierdie besigheid deur mekaar voor ons maal. Maar dis 'n koue besigheid hierdie. Ja, kom so lekker deur. Ek wil nou net een hand werk, die ander hand kan warm bly. Hy ruik baie lekker. Hy ruik al amper. Mense kan amper ruik. Hoe gaan die ration ruik? Nou ons gaan op die eind gaan ons hom rook.
gaan net gou die besigheid maal en dan gaan ons hom stop. As jy nou wil rassen hê wat so 'n bietjie brand, kan jy van jou so effe van 'n rooi pepertjie bysit, maar ons maak nou maar rassen soos jy moet wees, soos die mense vroeër jare daar by Johannesburg vir die stasie kafee gekoop het. OK, nou gaan ons hom gou maal. Ons sal nie vir julle ophou met die meulse raas, maar dan net die malery in die gang sit. Kyk nou net hoe lekker male gefriesde ding. Nou ja, hier is ons vleis, vet nou gemaal. Hy's bitterkoud, soos hy moet wees. En hy's deur 'n 6 mm siffie gemaal, so het lekker tekstuur. Ras moet ook tekstuur hê soos 'n boerewors. Maar so effe grouwigheid, dis nie by henna nie, soos die meeste rassens wat die koop wat so fyn geslaan is uit tekstuur. Nou ja, hier is ons borsstopper. Ons gaan gou die stopper lei. En die borsstopper lekker styf stop van onderaf. Hierdie tankie vat omtrent so 3 kilos. Want as jy hom styf gestop het, dan maak hy nie lugblaasjes nie, ek wil nie lugblaasjes hê nie. Dan gaan hy. Hierdie rassen ruik lekker. Ek weet nou nie hoeveel van julle nou weet hoe moet 'n rassen ruik nie, maar dis hy hierdie. Oh ja, daar is hy. Sit hom hier in sy raampie. En dan draai so 'n bietjie. Ons draai hom dat hy so amper daar voor wil begin uitkom. En dan trek ons die derm oor. Daar gaan hy. Daar is hy. Nou ja, ons die nommer 32 varkderm. Nou hier te volle vir my laat weet, ou wat ook baie wors maak, ou moet eers 'n bietjie water in die derm tap. En kyk of hy, nou gaan hy baie makliker oor. Nou hier gaan die derm. Ja nee, dankie vir die man wat die plan gegee het, hy werk sommer lekker. Dis altyd 'n deskundige op die agtergrond wat weet hoe dit moet wees. Nou is varkderm hierdie. Dan sê vark en 'n mens baie dieselfde. As ek nou kyk na party mense dan is seker nie verkeerd nie. So mense derm lyk seker ook maar so. As hy amper op. Okay, nou knop ons gou die punt. Allee. Nou toe daar gaan ons. Knop nou ongelukkig los gegaan, maar toe maar, hy het op. Daar gaan ons. Die rassientjie lyk baie mooi. Okay, ons stop die derm nie te styf nie. Want kyk, ons gaan hom afbind in seksies. So daar moet plek wees dat hy 'n bietjie kan afgebind raak, maar jy verloor elke keer so 'n bietjie spasie. Nou ja, die ou rassientjie lyk baie mooi. Okay, hier is die eerste tankie nou leeg. Ons het die sommer soos die derms die wors gemaak het, dus sommer seksies gedruk. Nou vat ou elke tweede een. Draai hom net so. Swaai hom net. Daar is hy. Weer elke tweede een. Daar is hy.
Nou ja, hier is nou rassenslaag, stop 5 kilo's. Baie mooi geknoop. Reg vir die rookhuisie. Dat is gou gaan rookhuisie op aan die loop sit. Okay, ons vat sommer die rod, steek ons hom so deur, en ons steek hom nog so 'n slag deur. Dis hy. Daar kan hy gaan. Hang hom hier binnekant op. Ja, gaan nommer 2. Alles rations, 5 kilogram van hulle. Daar hang hy, nou gaan ons gou ons saagsels onder sit. Daar is hy. Nou kap ons goed die deur toe. Akkerhoutsaags is daai, hy gaan nou begin rook. Daar is hy. Maar kyk, die rooksnet weer by die nate begin uitkom. Dan sê hy in die loop en hy gaan ons op 3 ure aanstoot. Dan gaan ons uithaal en volgende week elke dag ration en chips. Nou ja, hier is ons nou by ons rookhuisie. Ons ration het nou oornag in die koue rook gehang. Nou gaan ons gou opmaak en kyk. Arsy, hy lyk baie mooi, baie mooi. Ons sal gou uithaal. Dan gaan ons net nog gou enetjie met die deur sny, kyk. Ou het nou nog nie 'n regte rations geëet het nie. Hulle miskien nou nie weet hoe iets maak, maar dis hierdie. Nou ja, ons gaan nou gou hier binnekant enige middeldeur sny. 5 kilogram rations. Niks donkie, niks kat. Niks sulke snaakse vleise in nie. Skoon bees en vark. Nou kyk, die ration is nou oornag koud gerook. So hy is eintlik nog rou, so jy moet hom gaar maak as jy weet. Maar dan net kyk hoe hy in die binnekant lyk. Baie mooi tekstuur. Baie mooi. Ja, nee, so moet die ration lyk. Dis hierdie. As ek sê hierdie week wat nou kom. Ration en chips van maandag tot seker weer maandag. Nou ja, nou weet julle om rations te maak en hoe moet 'n ration lyk? En as jy hom nou gemaak het, presies hoe ek nou maak, nou weet jy hoe moet 'n ration smaak.